Kyk, so die hele dorp is toe nou opgeroep om te gaan help soek, né? En Gustaf het 'n stukkie grond buite die dorp gehuur. Hy het melkkoeie daar gehad. En hy was die dag van tevore, was hy daar, want daar was 'n kalfie wat siek was, en hulle moes 'n bees skiet. Hy het sy .22 geweer soontoe gevat. En hy het vir Poppy saam met hom gehad. En Poppy het gesien hoe sy pa, toe hulle huis toe gaan, sy klere uittrek en die bloed van hom af was, né? Okay, en toe daar die ding nou begin, die storie begin. Maar Gustaf was deel van van die mense wat gesoek het. En hy sê toe vir hulle, luister man, almal soek hier in die dorp, kom ons gaan kyk 'n bietjie buite die dorp. En hulle ry toe terug na sy plot toe. Maar sy plot is so ver soos, ek dink Sugarloaf, van die Freddy's Consolidated Mining Company. So is 'n entjie. Dis 'n entjie. Maar in die middag het hulle gehoor, hy het kinders hoor skree. En hy het gedink dit is maar mense by die swembad. Want dit trek ver. Hy sê daar op die storie, Esie, dit gaan lekker by die swembad vanmiddag, né? En so het hy nou maar aangegaan met sy stories. En op 'n stadium toe kry hulle niks in die dorpie en hy sê toe, hoorie, kom ons gaan kyk net 'n bietjie. Ons ry rond, ons gaan kyk of hulle nie dalk na die koeie kom kyk het of iets nie. En toe besluit hulle, luister, maar kom ons gaan kyk maar by die plek. En dit was hy en Henning, en was my pa saam. Ek kan nie onthou of ek dink hy is toe nou al terug huis toe. Toe sit hulle twee. Toe kom hulle op die meisies af. Nou, as jy vat Henning, is die pa van Petro. Dit moes vir daai man verskriklik gewees het om op sy kind se lijk af te kom. En daar het alles net ontspoor, want toe kom ondervra die polisie nou almal afsonderlik. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Miskien het Poppy vir haar ma vertel oor maar pappa het Maar sien, dit is die ding ook, nou, kinders hoor 'n halwe storie, of hulle sien iets. Ek is al self, nou, toe ek klein was, dan sien jy 'n halwe ding en dan vertel jy vir jou maatjie, "Jissie, ek het dit gehoor," en dan is dit nie. Dis heeltemal uit verband uit. Context, ja. Né? Completely. Ja. So mens kan verstaan dan hoe dit gebeur het. En dan hoe het dit toe gegaan van daar, verder gegaan van daar? Of het hulle toe nou toe hulle nou vir Gustaf toe nou ondervra, toe het hulle hom gaan haal by die polisie, by sy huis. Hy's gearresteer en hulle het hom na die polisiestasie toe gevat, né? Nou ja, toe is hy die culprit, want my oupa en my ouma soek iemand om te blameer. En Jessie, maar dit kon nie maklik gewees het op die familie dinamika nie. Gustaf is met my oupa se suster getroud, né? En ons het ook nou eers na die tyd gehoor, die familie was 'n redelike aanstaande familie, die Fouries en die Nelle. En wat sy naam, oupa Dries sy ouers het altyd gevoel, oupa Tol het altyd gevoel dat sy dogter het onder haar status getrou. Ja. Want hy was, ek dink hulle was spoorwegwerkers, sy ouers gewees, en ja. So hy was eintlik altyd die swart skaap gewees. En obviously het hulle nie so baie geld gehad soos wat die res van die familie gehad het nie, want hulle was almal maar, ek weet, daai tyd het mense baie geld verdien op die myne. Ja. En my oupa hulle self was redelik welgesteld gewees, want hy was in konstruksiemaatskappy. En in daai tyd, as jy vir die staat gewerk het, was jy arm. Yes. Nie soos vandag nie. Ja, met iets on Ja, want daai tyd jy was die arm stadsklerk, of die arm... En nou kan jy vir jouself dink, Max, Gustaf se vrou,
is in hierdie tweestryd, want is haar man nou onskuldig of is haar man skuldig? En sy het naderhand, hy het alleen gebly in die huis, sy het by ouses hulle gaan bly, en jy sal sien in die storie bly Poppy op 'n stadium ook nie meer by Gustaf hulle nie, want hy het baie begin drink. Want onthou, as jy eers so 'n klankie om jou het, dan glo mense dit, né? En die ding is, maak nie saak wat hy gaan sê nie, dit gaan om meer. Dit meer en meer, né? En dit het obviously baie spanning in 'n huwelik veroorsaak. En Poppy hulle is ook maar deur trauma met hoe hulle groot geword het met Gustaf wat nou as die beskuldigde of verdagte. Ja. Ja, kyk, maar ons het nie oor daai gedeelte het ons nie regtig baie feite. Ja, want dit is Ja, want julle was nog nie gebore nie. Ja, dis maar wat ons hoor nou by my maale en so aan. Dit was moeilik geweest, ja. Maar soos ek jou nou gesê het, ons onthou van ons familiereunies en wat ons by die families gaan kuier het en nooit daai tension, maar ook ons as kinders, hè. Nooit daai tension gevoel. Ja. Familie was altyd by mekaar, was 'n regte familie geweest. Hulle almal was altyd by mekaar geweest. En elke keer as my oupa teruggekom het van Zambia af om te kom kuier, omdat hy so want my oupa se een suster, Tannie Panna, se man het saam met hom gewerk in die mineshaft goede. En hulle shaft sinker. Ja, en hulle het altyd die video's teruggebring dan wat die familie dan gekyk het op die doek. En dan dis is 'n family reunion. Bioskoop. Yes, wat hulle nou gewys het, ja. Om aan te sluit by die films. My oupa hy was nog 'n ou. Hy het baie gadgets. Hy het die geld gehad om gadgets te koop. So hy was een van die ouens wat uit amper 'n movie camera gehad. Wat self daai tyd kon draai. Die ander wat jy moes gedraai, hierdie een het nou met 'n battery gewerk. So hy was baie trots op hierdie ding van hom en hy was nogal 'n krangige fotograaf gewees. En dit was vir my verskriklik toe ons daai footage sien wat Willem vir ons gestuur het. Hoe hulle die kinders en die mense, die ma's het hulle kinders gevat om deur hierdie toneel te loop, né? Ja. En almal vra vir ons, hoorie, maar is dit die waarheid? En ek kan vir jou sê dit is die waarheid, want my oupa staan daar, hy's die man met die kamera wat afneem teen die mure. Dit was net, en lyk my die ou mense was vreemd in daai opsig. Hulle het jou mos altyd gemaak kyk om na jou oupa wat daar in die kuslet te gaan kyk as dit spook nou nog by 'n mens. Hulle was, ek weet nie, dit was net vir my vreemd. En ons het net so vandag gepraat oor reeksmoordenaars. Wat het daai twee ouens na daai moorde, is hulle verdink van ander moorde? Daai Barend en sy boetie, is hulle verdink van ander moorde of was hulle net petty criminals na die tyd? Ek sover wat ek weet en wat ek gelees het en dit wat vir ons gesê is. Ek het vir jou Koran daar. Het hy vertel wat my pa gesê toe hulle die 10 jaar tronkstraf gekry het of op die Barend. Het hy so, ek dink dit is so 2 of 3 jaar in sy vonnis wat hy gesit het. Het hy blykbaar vir my ouma en my oupa 'n brief geskryf. Wat hy vir hulle gesê het, hy's jammer en wat hy gedoen het en alles, en dat hy vir hulle die vuurwapen sal gaan uitwys, die moordwapen. En so het hulle gegaan, hulle het dit iewerste by, wat is die Golden Acres of something soos dit, ek kan nie die regte naam onthou nie. Het hy gaan uitwys in 'n put, en hulle het wel 'n vuurwapen gekry, maar dit was nooit die moordwapen gewees nie, want die ballistiek het nie ooreengestem nie. Die koels van die patrone van die vuurwapen. En sover as wat ek kan verstaan, is hy toe weer 'n verdere straf gegee vir myn-eet. Ook oor dit. Maar hoe het hy geweet van dat daar 'n vuurwapen nou is, of dit aan die regte een is of nie? Dis die groot vraag. En dan weet ons nou ook nie, was Isie hulle eerste moord gewees? Mens weet dit ook nie. Mens sal nooit weet nie, want daar was nooit bewyse of bewyse op hulle gesit. Ek weet hulle was maar meestal vir diefstal en motordiefstal. Ja. Wat was nog in dwelmmiddels en
Ek dink nie op sy rekord is daar moord nie. Ek dink daar's soos ek sê, hy het maar petty crimes gehad. Interessant op die hofstukke, dit is ook beskikbaar op YouTube, jy kan dit gaan lees. Op internet, ja. Het die regter gesê al hoekom hy nie aan sy nek kan hang totdat hy dood is nie, is omdat hy 15 jaar oud was in tye van die Van die moord. misdryf, ja. Hy sê want hy kan sien dat hy was op pad om 'n geharde misdadiger te word. Ja, en dit is scary, né? Ja. Waar is julle pa oorlede en waar is hy begrawe? Hy is hier in Zenien begrawe. Ja. Hy's 2010 7 Januarie is hy oorlede. Ja. Hy het 'n keelkanker gehad. Hulle oordryf nie in die fliek oor hoe hy gedrink en gerook het nie. Ja. Hy Ja. het omtrent 90 pakkies Nee, nie pakkies, nie. 90 sigarette. Nou net nee, wat pak. Ekskuus, ja, 90 sigarette 'n dag gerook. Daar's nog 'n oulike staaltjie oor hom. Hulle was eendag ook by 'n saak wat hierdie moordenaar, hy wil net nou hierdie ding van hom dit moet verbykom. Dit was op hierdie einste vrou in Palabora met die bylmoord. Ja. As hulle gaan wys die beskuldigde uit waar hy die byl begrawe het. En daar het niemand 'n stuk papier want dit het so vinnig gebeur. Niemand het 'n skryfding nie. En hy sê, hoorie, bring daai ou. Ons gaan nie nou hierdie kans laat verbygaan nie. Hy ruk sy pakkie Chesterfields 30 uit en hy skryf op haar het die ou se bekentenis agter op die pakkie sigarette. En dit was 'n getuienis ingedien as getuienis en daai ou skuldig bevind op daai bekentenis wat hy op die pakkie sigarette gevat het. Dis die tipe ou en hy kon mense ompraat om dit te doen. Dit is hoe hy was innoverend, moet ek sê. Ja, hy was ek weet ons moet nou alles vandag indruk, maar jy weet hy was 'n ou, as ek hom onthou as 'n pa. Hy het ons verskriklik liefgemaak vir oorlog movies. Ons het elke naweek, ek dink nie daar is 'n Vietnam fliek wat ons nie gekyk het nie. Hy het ons liefgemaak vir geskiedenis. Ek dink dit is maar met sy voorsate wat hy so lief geword het daarvoor. Hy het ons 'n verskriklike liefde gegee vir musiek. Ek dink daar's min mense wat al die musiek smaak en kennis het wat ons het. Ja, as jy vir ons gevra het op ouderdom 9 wat luister het, dan het jy gesê Deep Purple en Uriah Heep. Ja. Ja, en hy was 'n genuine 'n bloody goeie polisieman gewees. Hy het net 'n ander insig gehad. Hy het mense kennis gehad. Jy weet, hy sou byvoorbeeld as jy maatjies en goed huis toe bring of as daar iemand kom, hy sal daar sit en as hy begin praat en goed, dan weet jy ook nee, ons is fine. Maar as hy so sit en hy het stil gebly en hy het nie baie gepraat en hy het net ewe skielik opgestaan en geloop, dan weet jy, dan sal hy vir jou na die tyd sê, hy het my 'n boetie genoem en sê hy, boetie, pas op vir daai ou, hierdie ouetjie is so en so en so en so. En ek beloof vir jou, hoe hy dit geweet het, hy het net daai kennis gehad van mense, was dit presies die eienskappe van daai persoon wat hy vir jou opgenoem het. Ja. Dis die tipe mens wat hy was. En ek dink dit is wat hom so goed gemaak in sy werk, want hy kon 'n ou ver uit die bome uit kyk. Of self verwyder van jy Ja, gebeur dit ook met jou. Ja. Dit so dit is 'n Maar hoekom is dit daar? Okay, soos ek sê, meeste van die mense wat hierdie ding gaan kyk, het nou nog nie die DStv deel gekyk nie. Ek ook nie. Maar die highlights wat hulle altyd gooi, is daar 'n spesifieke gedeelte waar jou pa hardloop deur ek dink is klere wat hang op 'n wasgoedlyn of iets en hoor jy net hoe skree hy klippe en dan sit hy. Weet jy daar gebeur? Ja, kan hy maar vertel. Ja. Ja. Ek wil dis nou baie goeie vraag wat jy daar vra, né? Want baie mense wil weet hoe naby aan die werklikheid is Nuggies gedoen. ja. Nuggies, die eerste 4 episodes van die begrafnis en die moord en dit wat in die 60's afspeel, is absoluut op die waarheid spot on gedoen. Van die 80's af is dit ook waarheid, maar jy moes weet, hulle moes 'n verhaal skep oor my pa, hoe hy dit gedoen het, of wat hy deurgegaan het, maar hulle kan nie net een gebeurtenis in sy polisieloopbaan, soos wat ons nou hier sit en praat, en oor al sy doen en late wat hy gedoen het, en wat sy tipe polisieman hy was, en
hoe hy ondervragings gedoen het en sulke goed. Het hulle gevat en een storie gemaak vir die 80s. En dis waar hierdie dwelm bende of syndikaat inkom. Die regte ding van daai verhaal is eintlik my pa het in 93 daaromtrent het hulle op 'n groot roofsaak gewerk. So ek wil nou nie graag die naam sê van die bende nie. Maar dit was 'n verskriklike groot roofbende. Hulle het begin met hierdie ATM bombings en al daai goede. En hulle was die hele land vol gewees. So my pa was so bekend gewees aan hierdie ouens dat hulle naam naderhand op 'n hitlys gekom het. En dit het gemeen dit het naderhand begin 'n gevaar raak vir die polismanne se families wat betrokke was. En ongelukkig was ons nou ook deel van daai. Ja. So wat gebeur het is ons het in Duivelskloof daai tyd gebly. Daarom moes polisie manne in die aande kom wag staan by ons huis en met ons moes eskorts ry. Want daai ouens het genuen by ons huise omgery en in 'n jaar te goed kom rondloop en so die rowers. So dit op 'n mate is dit die werklikheid die 80s. Ja. Maar mens doen met creative freedom. Yes, Hulle moes bietjie dit interpreteer. Absoluut. Ja. Dit moes vir hom 'n erge ding gewees het om na al die jare net nie 'n uitkoms te kry nie, né? Op daai op inligting te kry oor dit. Was daar tye gewees wat hy vir Tannie Lok gesê het, "Yes, hy weet nie Nee, of weet jy wat? Ek moet eerlik met jou wees. Hy het nooit met sy werk met my bespreek nie. Nooit. En sy met sy sussie se moord ook. Hy het partykeer net vir my gesê. Hy sê ek moet hom vang. Dan sê ek van wie? Hy sê daai persoon wat ek sal nou nie die woorde sê wat hy sê wat my sussie doodgemaak het. Hy sê ek moet hom vang. Ja, en toe kom hy na Andre toe. Toe sê hy daar's iets pla my. Daar's 'n ou in die tronk wat sy naam is Hans Tron. Ons het hom geken as Johan. Johan Tron. Hy het verskillende name gehad. Ja, kyk, onthou ek is bevoorreg om eintlik te kan sien. Die ding is met kriminele, hoe meer misdadig gewoonte misdadiger jy is, hoe meer begin jy jou name en aliases bysit. So ek kan onthou die ou het baie name. Hy het iets soos dis Hans, John, Johannes, Frans. Hy het 'n helse klomp name agter sy. Dis wat ek laas gesien het. Die ouetjie het hom geken as Hans Strom. En hy sê vir kaptein Fourie, hy sê ek was toegesluit saam met 'n ou wat iets vir my vertel het wat vir my baie pla. Hy sê en ek het aan jou gedink want ek verbeel my want hy het gepraat van Fourie. En toe weer onthou ek maar jy's ook Fourie. En hy sê vir hom die ou vertel vir my dat in 1966 het hy en sy broer Baren twee meisies opgetel en hulle 'n jolly tyd met hulle gehad in 'n ou myngebou en sy broer het hulle albei doodgeskiet. Hy word so wit soos 'n laken. Andre. En hy sê vir die ouetjie bly net hier sit, ek is nou terug. Nou daai tyd was dit mos nog die DK in die streekskantore. En hy hardloop na die streekshoof toe. Hy gaan nie eens na die distrikshoof toe nie. Hy hardloop direk op na die streekshoof toe. Dan Matthee was hy nou. En hy vertel vir kolonel Matthee wat sê die ouetjie. Maar toe is daai man in die bewe, hy ruk. Dit lyk of hy Andre, dit het gelyk of hy in 'n ysbad uitgeklim het, so ruk hy. En hulle vat toe by gaan toe hy die kolonel sê vir hom kom ons gaan haal hom uit, bring hom hier na my kantoor. En toe vertel hy vir hulle presies wat gebeur het. Die ou het net eenvoudig gesê sy broer het hom dit gesê en hy kan dit nie meer binnehou nie, hy moet dit aan iemand vertel. Nou die ouetjie het seker baie sy vertroue baie gewen in die tyd wat hulle saam in die sel was. En dis waar die inligting gekry het. En wat het hulle toe gedoen? Het hulle hom gaan haal uit die tronk uit? Toe wag hulle, kyk hulle kon hom nie in die tronk arresteer. Hulle moes wag toe hy uitstap op parool. Met 'n groot smile op sy gesig, toe sit hulle weer die boeie aan.
Sure. Maar Andre het dit nie self gedoen nie. Hy was baie in die tronk onder Undercover, ja. undercover, maar nie met Hans Tron nie. Daai is fiksie wat hulle gesit het. Hulle kan nie, hy sal hom dood, hy sal hom net daar doodgemaak. Ja. Vanaand dood, soos wat die vorige reeks geëindig het. Maar ek weet, ek was daar, het hy gesê. Net daar sou hy sonder 'n kop gewees het. Ek het net saam in Newcastle in dieselfde kantore gewerk. En ons het so 'n kombuisie gehad met stoele. So ons jy gaan koffie drink, dan maak jy vir jou koffie en jy sit daar teetyd, drink koffie en gesels 'n bietjie. En ons hulle uit 'n man, hulle kry 'n saak in van 'n ou tannie wat wat hulle dood gekry het. Maar hulle kan nie agterkom. Nee, hulle het die ding was by hulle. Het hy die ou tannie, weet jy of dit sy ouma was of wat nie, met 'n skroewedraaier doodgesteek. En daai wat toe sy nou praat van die koelkoue oë, wat toe kom die saak by my op. En ek is in die kombuis. En ek is besig om die koppies te was. En my man kom in. Hy sê vir my, luisterie, ek gaan hierdie man hier los. Nou sit hy met sy boeie so voor hom geboei. Ek gaan die man hier los vir 'n rukkie. Kyk na hom dat hy nie wegkom nie. In die hele tyd wat ek daar staan en koppies was, sit hy met daai boeie so. Klak. En toe ek omkyk, toe kyk ek in twee sulke yskoue blou oë vas. Ek het vir my geskrik soos nog nooit tevore nie. En hy hou nie op met daai boeie wat hy so, jy kan jou indink daai geluid, wat hy die hele tyd sit hy so, en hy staar so voor hom uit. Is dit nie die een wat by die venster ook uitgespring het? Hy het probeer. Ja. Het hy nie opgevang? Nee, dis die ene wat jou pa deur die venster laat hang het. Want hy wou nie praat nie. My pa het 'n particular set of skills gehad. Om laat Okay. Maar dis per ongeluk die ding met Andre Fourie. Jy het nooit kyk, ons as kinders was self skrikkerig gewees as hy een oogie so kyk. Hy het ek weet nie of jy dit verduidelik nie en hulle kan my nou beam, maar hy het 'n kyk gehad. Kyk, ons was glad nie, ons was eintlik modelkinders gewees. Maar net met die kyk wat my pa gehad het. Hy het 'n kyk gehad wat voel of hy binne in jou diepste siel inkyk. En dan het jy geweet, okay, jy moet jou nou gedra. En ja, en as hy oor kriminele en sulke goed gepraat het hy daai snaakse kyk kry en veral oor oorlog ook. Kyk, hy is 'n verskriklike mens oor oorlog. Maar dis 'n generasie. Ja. En die reeks verkragter? Daar was all of a sudden het daar 'n nagklap in Louis Trichardt opgeskiet. Mense het so toe gaan en die meisietjie na ek weet nie of sy saam met haar boyfriend daar was of ietsie het, kry 'n hewige uitval, maar die ouetjie daar gesit. Die reeksverkragter. Nee? Ja, hy daar binne in die kroeg in die nagklap gesit en gedrink. En hy sien toe die storie wat aangaan tussen die man en vrou. Maar hulle was nie getroud nie. Sy was single. En sy het net vir hom gesê, ag, ek gaan huis toe. En sy het uitgestap, maar sy het saam met hom gery. En sy het uitgestap en die volgende oomblik toe verskyn die ouetjie langs haar. Toe sê hy vir haar, hoekom staan jy hier buitekant? Hoekom gaan jy nie in nie? Sy sê nee, ek is nou op pad huis toe, ek gaan nou loop. Hy sê man, kom ek sal vir jou 'n lift gee tot by die huis. Daai tyd jy mense nog vertrou. En weet jy, hulle dan net nie weer gesien nie. Die volgende dag toe soos die mense na die werk toe kom, dit was oor so 'n klein spruitjie, dit was 'n brug wat so oor 'n spruitjie was. Toe het hy haar daar op daai brug verkrag. Nee, hy het haar nie verkrag nie. Hy het een van hierdie lang, ek gaan nou my Engels praat. Ja, dan nie gaan. Daai jack wat so lank is. Hy het daai jack onder aan haar aangedruk en daai slinger so gedraai. En hy het haar verskriklik verniel. Ja,
Hy het daar vreeslik verniel. Ekskuus, ek chip nou in. Hy het lyk soos 'n satanisme. Ja. Nee, hy het 'n sirkel om haar getrek en hierdie satanisme tekens en dit by haar lyk gesit en dit en soos ek kan dink hy het soos dobbelsteentjies en dit ook daarby gesit. En my pa het gaan kyk na dit en toe sê hy dit is nie satanisme nie en hulle het ander eenhede gebring om te kyk en dit en onder andere was hulle tot op die laaste so 2 weke later toe pop daar nog 'n lijk op. Dieselfde Dieselfde modus operandi. ja, dieselfde modus operandi en alles. En my pa het van die begin af gesê hierdie is nie soos 'n satanisme ja. Maar anyway, so hulle het hom op die einde van die dag gevang, maar hy het hulle baie van die spoor afgelei. Maar was jy toe nou al wat ons gaan net met jou praat. Ja. Jy het ook 'n baie interessante storie daarso. 2 meisies was dood. Nee, die eerste een Die was eerste een was nie dood nie, sy het nog gelewe. Hulle het die ambulans gekry en ek kan nie onthou of daar 'n hospitaal daai tyd in Louis Trichardt was nie. Maar nee, hulle was nie. Hulle het daar ek dink daar was 'n kliniek, dit was 'n kliniek geweest. En wat toe hulle by die kliniek kom met die ambulans en hulle ondersoek haar toe sy dood terwyl hulle haar ondersoek en dis hoe hulle agtergekom het. Met die lijkskouing het hulle eers gesien hoe is sy regtig verniel. Yes. Maar hoeveel van daai vrouens het hy vermoor voordat hulle hom gevang het? 2. Hy die tweede ene het baie erg gelyk. Hy het dan met die hamertjie Hy het dan met 'n ronde kop hamer. Daai bolpyn aan. Daai so, die bol was so. Hy het daar tussen die oë geslaan. Ek dink hy het haar verkrag. ja. Hy het haar verkrag. Hy het nie die eerste een verkrag nie. Hy het dan met daai bolhamer hier geslaan dat haar oë amper so teen mekaar was. En hy het haar hier op die kin het hy haar geslaan dat daar 'n gat in haar kin was. Ek weet nie of dit op die kin of onder die kin Ja, was. dis split jou kakebeen. Toe split die kakebeen so. Sy het ook nog gelewe. En hulle het daarna hospitaal toe, California. Sy is na California toe gevlieg. Toe het hulle haar daar in die gang ingestoot, sy het daar gelê. En hulle het net nie aandag aan haar gegee nie en daar is sy dood. Maar is dit die ou wie hy in die reeks gooi? In die yskas in? Dis Episode toe dit gebeur is die derde episode, né? Eerste een van die 80's. Ja, die eerste een van die 80's. Ja, daar. Die volgende oggend bel Willem vir die storie geskryf het. Hy sê Klip, het julle pa's eier gesien? Want hy sê hy moes net iets ingooi daarvan. En ons het dit vir hom vertel vir niemand anders nie en hy sê nee, dit was so goed. Hy moes dit net insit, hè. Want die ou wat sommer net so in die yskas. Maar hoe het dit gebeur? Like dis die Sy sal vir jou Ja. vertel. Okay, wat ek kan onthou van daai saak is is dat hy het verskeie speerders het hy uitgestuur na die ouetjie se huis toe. Was dit 'n jong ouetjie? Ja, hy is jong. Maar was Andrei toe nou al nie Sy- 'n normale speler nie. Kyk, hy was toe was hy kaptein, hy was die takbevelvoerder van die speerders. En hy het van die ouetjies uitgestuur en gesê, gaan deursoek daai ou se huis. Hulle kry 'n lasbrief, gaan deursoek sy huis. En hulle kon niks kry nie. Maar al twee die meisiekinders se skoene was weg. Ja, hy het dit gehou as 'n trofee. Toe besluit hy naderhand hy gaan nou self soontoe. En hy het gegaan en hy toe hy die matras oplig, toe sien hy hier staan die eerste ene wat hy vermoor het, sy 2 boetse reg onder die Matras. onder die bed. Toe het hulle nooit eers onder die bed gekyk nie. Ja, en ek weet hy het ook toe na die ou se kar toe gegaan en uit die matte, my pa die matte en die skirtings en die rubbers en goed uit die boot uitgehaal. Toe kry hulle die bloed en goed. Van die 2 vroue. Ja. Wat hy nooit skoon gemaak het, mooi nie. En jy sal nie glo hoe klein was hy gewees nie. Kleiner as ek. Ja. Hier, dis klein. Ek beloof jou, as jy hom so gekyk het, sou jy nie gesê het hy kon daai 2 vrouens
Maar hoe het hy hulle overpower? Wel seker Met charme. ja, en met surprise. Nou want as hulle nou in die kar is, jy verwag mos nou nie. Ja, dan sluit hy die deur en dan gaan hy waar hy wil gaan. Ek kan nie onthou waar het hulle die tweede ene gekry nie. Kan jy onthou? Op by Plot is 'n pad, ja. kyk, dis hoekom ek is nie dis hoe ek sê, ek is nie doodseker. Ek dink die tweede een was dood geweest want hulle het aan daai doringbos gekry. Nee, sy was nie, sy Wel, Van die twee was dood. ja, sy het so het daar 'n doringbos ingegooi wat sy daar gehak het. ja, dat sy- sy het mos so nie, dit was winter, ek onthou nog en dit was haar voete was in die water of iets. Yes, sweet. Maar Isabel, het jy toe nou al saam met jou pa gewerk Ja, ek het in die Strigaard toe saam met hom gewerk. met hierdie saak? met hierdie eense staak. Nou hoe het hulle op daai spesifieke ou se spoor gekom? Het iemand sy kar gesien of iemand het hom gesien? Ek dink hulle het maar by die ondersoek met by die bar waar hulle was, het hulle maar gaan kyk, 'n bietjie navraag gaan doen en dit. En dan het mense hom uitgewys. Hy was daar. Was hy 'n weirdo? Ja, hy was. Ja. Hy was 'n teruggetrokke ouetjie gewees en dit. Maar soos ek sê, maar die groot ding was, ek dink maar met sy ondersoek en soos ek sê, hy was 3 keer wat ek weet wat hy ondervra was, wat hy elke keer gesê het, hy was daar, hy het gesien wat gebeur het, maar hy het na die tyd gery. So hy het hulle baie van die spoor Ja. afgegooi. En my pa het net daai gevoel gehad, hierdie ou weet meer as wat hy voor. Daai 6de sintuig, Yes, né? maar dis wat Ja. ek net wil sê is hy as Andrei Fourie het 'n ding soveel anders te gesien. Ek weet nie of jy dit reg in woorde te verduidelik nie. Ek meen hulle kan my beam op dit. Hy het ongelooflike mensekennis gehad. En ek dink dit is wat hom so uitstekende speler gemaak het. Hy het 'n ding net anders te gesien. En ook ervaring, né? Yes, Ja. baie ervaring, ja. Okay, so baie dankie julle dat julle 'n hele oggend met ons kom praat het. Ja. En dit was nice om julle almal te ontmoet in lewende lywe weer. En vir die mense wat nou nog nie die series gekyk het nie, hulle moet dit gaan kyk. Maar ek dink julle het enigiets weggegee eintlik nie. Want as jy dit gaan Google, meeste mense wat nou nog nie ding gekyk het nie, gaan Google dit en dit vertel vir jou in elk geval alles. Alles, ja. Ja. Ek wil graag net van die geleentheid gebruik maak om van ons familie vir Willem te sê die inisiatief wat hy in die dag gelê het om my pa se storie so te vertel. Ek dink dit het wonde weer oopgegrou vir party mense, maar dit het ook 'n bietjie berusting by ons gekry. Ons het my pa deur Willem se oë gesien en dit het vir ons berusting gegee. En ek is oor een ding net jammer dat die mense wat dit moes hoor het nie kon sien nie. Willem het hom so goed gekwyt van sy taak. Die rolverdeling is fantasties. Dit lyk soos 'n Oscar akteurs se name wat daar is. Dit is net die passie, die trauma, dit alles word so goed uitgebeeld. En dit is nou van die 60s tot die 80s wat 2 groot areas is wat hulle so fantasties gedoen het. En ons wil net vir hom sê baie dankie dat hy gewone mense se lewens so goed kon oordra. Ja. Ja, en dan van my af ek wil net ook dankie sê vir alles wat sy gesê het. Ek weet dit is bietjie emosioneel. Ek wil net dankie sê vir die publiek ook wat hierdie saam met ons kon deel en vir die ondersteuning daarin. Ek hoop hierdie antwoorde 'n klomp vrae wat julle gehad het. Ons het ons bes te probeer. Dankie julle.